meer ek tyd met die Here spandeer, hoe meer in my siel ervaar ek meer vryheid en meer ligter en meer net staf, daai emosionele staf wat kom van jare, kom ek net agter gaan weg. Weet sekere goed wat mense sal doen wat my so kwaad gemaak het, net nie meer. Ek het nie meer daai ding wat opkom. Baie van dit ervaar ek. Gys het in die begin gesê dat jy nie met die wete gaan en sê dat jy moet iets probeer nie, want dan as jy nie reg kan voel het dat jy half misluk het, dan laat jy eerder dit moet inoefen of dis 'n oefenproses. Ek is so bly om te hoor, vanaand is nou wel die laaste sessie, maar dis nie die einde nie. En hierdie reis is vir my net die begin van my eie reis met Jesus en om nadere verhouding om te hê. En dit sluit ook verhoudings met ander mense ook. Dit is iets wat Gys so hierso vir my so duidelik gemaak het. Jy kan nie Christendom en mense met mekaar afsonder nie. Die twee gaan, daai gemeenskap, dit gaan so absoluut hand aan hand. Dankie vir almal. Julle insette is wonderlik en dit is net wonderlik om te weet, ons staan almal by mekaar en ons kan vir mekaar bid en ons kan saam met mekaar bid. Baie, baie dankie. Ek sit hierdie week met 'n vriend en kuier daar by die Rembrandt Mall. Sy naam is Eddie van Radio Kasia en hy ken die hele wêreld. En as almal daar verby ons loop in die koffiewinkel, groet hy almal so: "Hallo geliefde, hallo jou mooi mens." En dit het my so opgevang hoe positief Eddie is en as dit vir mense sê hoe daai mense so begin glimlag. So as ek jou vanoggend groet, wil ek dieselfde vir jou sê: "Hallo geliefde." Ek gee nie om of jy dink jy is jou ma se lelikste kind nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy is mooi en geliefd in die oë van die Here en baie welkom by vanoggend se erediens. Ons sit heerlik hierso by Peaches and Cream hier bo by Kettlebarn, dit reën en ons is so geseën met hierdie genade reën. As 'n mens vat, 'n mens was in een van die grootste droogtes hierdie afgelope paar jaar en hoe ons so geseën is in oorvloed en hoe die bergrivier aan die loop is en die Here se genade is groot. Baie vanoggend, baie welkom vanoggend by die erediens. Ek hoop jy kom vanoggend tuis. Voordat ons verder gaan, sing ons gou met die musiekspan 'n liedjie. Baie dankie aan Mario ook vanoggend hierso en die span. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Ons fokus ons harte en ons gedagtes op die Here. En ons sing die volgende lied saam. Meer as
So heel week is dit al reënerig en koud en elke nou en dan as ons uit die venster uitkyk of net bietjie stil lê, dan hoor jy hoe die reën val en hoe die tuin lekker nat is. En dan dink mens maar aan die water en hoe dankbaar ons is vir die water wat val, maar dit herinner mens ook aan die doop. So dit laat my dan nou ook dink aan toe ek op skool was. Dit was nou nie een van my gunsteling herinneringe nie, maar in die LO klas, dan die juffrou altyd gesê, of dan kies hy, of hy dan nou 2 kinders, en dan moet hulle nou hulle spanne kies vir die sport wat ons nou vir die dag gaan speel. En dan was ek altyd so gespanne, want ek was nou nie die mees sportiefste persoon in die klas nie, en daar was altyd mense wat regtig goed was in atletiek, of baie vinnig hardloop, of regtig goed tennis speel, of al baie medaljes gewen het vir een of ander iets, maar ek was nou nie daai mens nie. So, dan kies hulle altyd nou die en daai en dan raak die groepie al hoe kleiner en kleiner, en dan staan jy nou maar daar en wag tot iemand jou kies. En partykeer is dit nou so awkward, dan moet die juffrou nou weer vir jou indeel by 'n span, want niemand wil jou hê nie. En dit was altyd 'n baie slegte gevoel, want dan voel jy is nou deel van hierdie span, maar jy wil nie eintlik daar, die mense wil jou nie eintlik daar hê nie. Maar dis die mooi van God se span, dit werk heeltemal anders. So, God kies vir jou heel eerste. Hy wil jou deel hê van sy span. Dit is dan eintlik wat gebeur wanneer ons die doop herdenk, of wanneer jy gedoop word. Dan is dit eintlik God wat sê, eerstens, ek is jou God, en ek is jou verlosser, en ek is die Heilige Gees wat binne in jou woon, en met hierdie doop kies ek jou, en ek wil jou deel maak van my span. En ek wil jou nie net deel hê van die span nie, ek wil hê jy moet deelneem, en deel wees van my storie. En daai gevoel wat mens kry, as jy dan nou, sê maar op skool, eerste gekies word, daai gevoel van, lekker, iemand wil my deel hê van hulle span, daai lekker gevoel, kry ons dan ook wanneer ons weet, God kies my om in sy span te wees. En daai lekker gevoel, daai excitement, daai opgewondenheid, van ek is deel van hierdie heilige span, met daai opgewondenheid, is ons dan ook ongelooflik dankbaar om deel te kan wees. En met hierdie dankbaarheid moet ons dan nou, wat deel is van hierdie span, ook ons deel doen. So, ons moet dan ons heel beste doen om deel te neem aan hierdie span. En ons moet ons alles gee. Ons moet nie net langs die kantlyn sit en kyk hoe die ander speel nie. Ons moet ons best doen en ons moet ons deel ook bring. En hoe doen mens dit? So, die eerste ding wat mens moet doen of wil doen, is uit hierdie dankbaarheid, is om vir God beter te leer ken, om sy karakter te leer ken. En dit doen ons deur Bybel te lees. Nou, as mens kyk na hierdie Bybel, dit is 'n groot boek, hy's dik, uit klein lettertjies geskryf, is baie oorweldigend, so mens vra maklik, maar waar begin ek? Begin by die stories van Jesus. Leer vir Jesus ken, leer sy karakter ken, hoe het hy met mense omgegaan, hoe het hy opgetree teenoor mense, hoe het hy opgestaan vir mense. En dan lees jy die ander stories van Paulus of Noag of Abraham en lees hoe God met mense werk en hoe dit deel vorm van sy storie. En dan die ander ding is natuurlik om te bid. So om jou lewe met God te deel en om vir God te vra om sy wil vir jou te wys, om vir jou te sê, hoe moet ek optree? So, ons is deel van hierdie span, en dit is opwindend, en dit is lekker, maar ons moet ook ons deel doen. So, dit sal nou so lekker wees, as julle as gesin, gou 'n bakkie kan gaan haal, en dit is vol water tap, en dit gou net tussen julle sit, en net pause druk, en dan bietjie gesels oor die doop, en sommer van mekaar vertel van die dag toe jy gedoop is, wat het jy aangegaan, hoe dit gevoel, en dan net weer herinner te word aan hierdie dag toe God jou gekies het om deel te wees van sy span. Mag jy 'n wonderlike week hê, geniet die reën, en word herinner deur hierdie water wat val, dat
jy gekies is. Dankie Mario en span, vriende, kom ons sit so en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons nou uit die woord kan lees. Maak ons ore oop, ons oë oop en ons harte ontvanklik om u gees ook te ontvang. Ook te hoor wat u vanoggend vir ons wil sê. Dankie vir die samekoms van gelowiges en dat ons nou kan kerk hou. Ons het nie meer nou in ons gebou nie, maar dat ons nou saam met ons geloofsgemeenskap, soos elke ander Sondag, na u woord luister. En dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor 'n gebou nie, dit gaan oor u. En dankie dat ons steeds deur hierdie platform u woord kan verkondig. Amen. Ons skriflesing vanoggend is die hele Johannes 9. Nou, ek gaan nie die hele stuk lees nie, maar ek wil jou uitnooi om sommer deur dit te gaan. As jy dalk in die bed lê vanaand, maak tyd vir hierdie teks. Dit is 'n prominente teks. Ek lees vir ons die eerste 12 verse. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe: "Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore af is? Sy of sy ouers se?" En Jesus antwoord: "Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld." Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom: "Gaan was jou in Siloam bad." Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas en toe hy terugkom kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe: "Maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie?" Party van hulle het gesê dit is hy, maar party het gesê nee, hy lyk maar net soos daardie man. "Dit is ek," het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom: "Maar hoe het jou oë dan reggekom?" En hy antwoord: "Die man met die naam Jesus het bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê: 'Gaan na Siloam toe en was jou.' Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien." "Waar is hy nou?" vra hulle hom toe. "Ek weet nie," was sy antwoord. En dan gaan dit aan tot en met vers 41 en ek nooi jou uit om daai hele stukkie te lees. Toe ek voorberei het ek die lied Open the eyes of my heart, Lord. I want to see Jesus. Herhaaldelik geluister. Die hele tyd was hierdie lied in my kop. Ek het dit seker 10 keer na mekaar geluister wat ek die lied net op herhalend gesit het en probeer inneem met wat hierdie teks vir my sê. Open the eyes of my heart. En ek wonder hoeveel van ons wil die Here sien. Hoeveel van ons koester dit om hom regtig te sien vir wie hy is, vir wat hy is. Nou, die storie van Johannes is uitstekend geskryf. Die hele boek is een groot geïntegreerde bundel van baie goeie leesstof en 'n goeie skryfstyl. En hierdie stukkie waar ons is, ek sou graag net die teks vinnig met jou wil deurgaan, so jy kan sommer so met jou Bybel saam met jou sit. Maar hier is hierdie vraagstuk. Eerstens die disippels, sit die pot mis. Die disippels sê, hoekom is hierdie man blind? Het hy gesondig of het sy ouers gesondig? So dadelik sê Jesus vir hulle, nee, dis nie sonde nie. Julle vra die verkeerde vraag. Het gaan oor wat kan God deur hierdie man doen? So is die eerste prominente stuk van 'n leidraad van jy moenie dink jy weet alles nie, want hier kom die disippels met vooropgestelde idees. En dan net nadat daar in vers 6 sê hy het bietjie grond met spoeg gemeng, iets van water, iets van grond, dadelik, en dan sê hy gaan was jou in die Siloam bad. So dadelik is daar 2 gebeurtes wat koppel aan die Ou Testament. Die skepingsverhaal in Genesis 2, water en stof en grond, en dan in 2 Konings 5
word ons herinner aan Naaman wat ook homself moes gaan was het, omdat hy melaats was. Hy moes homself gaan bad. En hierdie twee praktyke het te doen met antieke doop praktyke in die Ou Testament. So dit is 'n tema van die doop, soos wat Janneke ook van gepraat het, wat ook briljant is. Dan sien ons hoe hierdie man met sy bure kuier en almal vra maar wie is hierdie ou? Dit is nie hy nie, dit is hy, want hierdie ou was blind en hy was 'n bedelaar en toe sê hy maar dit is ek. En dadelik koppel hierdie gelaaide woordjie ons aan die ego eimi uitsprake. Dit is die Grieks vir die ek is uitsprake in die hele Johannes boek. Die ek is uitsprake wat sê ek is die brood van die lewe, die lig van die wêreld. Ek is die goeie herder. Ek is die opstanding in die lewe, die weg, die waarheid. Ek is die ware wynstok. So dadelik is hierdie man wat sê dit is ek. Koppel dit 'n groter tema, connecting the dots. 'n groter tema van Jesus wat sê, ek is Christus. Die een wat julle nie herken nie, die een voor julle, maar julle sien hom nie. En soos ons dan verder deur die teks gaan, sien ons daar van vers 13 af, die Fariseërs roep hom in, so die opponente van Jesus raak ook hierdie man se opponente. Dit wissel tussen die Fariseërs en die Jode. Heeltyd is dit hierdie twee groepe wat dit afspeel teen hierdie man en eintlik 'n saak stel, 'n groter argument stel teen Jesus. Jesus word hier eintlik verhoor op 'n baie goeie manier, versteekte manier wat dit verskryf is. En dan bou hierdie drama bou op, laat hierdie man se ouers word ingeroep. Die Fariseërs sê vir hom, luister, ons glo dit nie, roep jou ouers. Was hierdie kind van julle nog altyd blind gewees? En hierso sien ons iets unieks. Die ouers sê, luister, ons kind was nog altyd blind, maar hy's nou 'n groot man. Hy kan praat vir homself. Hulle gooi hom eintlik so bietjie onder die bus. Want dit hierso het ons nou te doen met status. Hierdie seun is besig om sy identiteit te verloor. Die Jode, die ander opponentegroep, wil hom uit die sinagoge uitkry. En dit is duidelik dat sy ouers nie deur daardie soort vuur wil stap nie. En dan sien ons hoe hulle hom uit die sinagoge verban, die skerp taal wat ons hiervan lees, daar in vers 24. Ons weet mos, hierdie man is 'n sondaar. Hulle ken nie eers sy hart nie. Net dadelik, ons weet mos taal, ons sit die pot reg, ons weet waarvan ons praat, ons is die experts op godsdiens, hierdie man is 'n sondaar. En ek dink, waaraan baie goed raak, is hierdie man verloor sy status, hy verloor basies die paar vriende wat hy gehad het, want die godsdienstkern het die mag gehad, het die mag besit. En as jy verban is uit die sinagoge, verloor jy jou identiteit. Dis wat toe met hierdie man gebeur. En dan sien ons wat interessant is, dis hierdie man, hy het soveel meer gekry. Hy het soveel meer gekry as wat hy in sy leeftyd gekry het. En toe het ek hierdie ding geskryf. Hierdie ding, en hierdie het my in die week so by my bygebly, donderdag. Hierdie man het in 'n paar oomblikke meer liefde by Jesus gekry as 'n leeftyd se liefde by die kerk. Hierdie man het in 'n paar oomblikke meer liefde by Jesus gekry as 'n leeftyd se liefde by die kerk. En dit laat jou dink aan jou eie huis en jou eie verhoudings met jou mense. Hoe is die tyd, die kwaliteit tyd wat jy met daai mense spandeer, daai kollegas van jou as jy in teenwoordigheid is? Straal dit iets van Jesus se liefde en deernis en genade uit? Want hierso sien ons hierdie liefde wat hierdie man van Jesus kry, wat omskep is in hierdie wonderwerk, koop toe ontsettende loyaliteit uit vir Jesus. En hiervan lees ons daar in vers 27. Hoekom wil julle dit weer hoor, vra hy? Julle wil tog nie ook disippels van hom word nie. Ons sien hierso 'n wending. Ons sien hoe hierdie man lekker, sterk, sarkasties raak met die Fariseërs en die Jode. Wat hy vir hulle sê, maar julle kan my maar uitban. Ban my maar uit die sinagoge uit. Ek het meer liefde by hierdie ou gekry as wat julle 'n leeftyd vir my gegee het. Moenie nou maak of julle my vriende is nie.
Ek was 'n bedelaar, ek het in elk geval die status gehad nie. Hierdie man het hier gekom, ek kon sien, hy het my ondersteun, hy het my lief gehad, en dit maak dat ek loyaal is. En dan sien ons hoe hierdie man hulle aanvat, hy word uitgebuit, hy word uitgesit uit die sinagoge uit, en daar verloor hy alles. En dan sien ons daar in vers 35, ongelooflike mooi stuk, hoe Jesus hoor, hy is uitgeban. En Jesus gaan na hom toe, en hy sê vir hom, maar, jy moet nou glo. En dadelik sê hierdie man, ek glo Rabbi, ek glo Here. En hulle sê, en hy het hom aanbid, daar in vers 38. Hulle gesê, van die vertaling sê, hy tot en met sy voete geval, Jesus se voete, en God geprys vir wat hy gedoen het. En ek dink, die kern van hierdie vraagstuk was, met hierdie week se voorbereiding is, hoe gebeur dit dat ons as gelowiges, as fariseërs en Jode, wat daai tyd die kerk van die dag was, op so 'n plek kom, laat ons so vyhandig raak, dat ons so dink ons weet alles, dat ons so die pot kan mis het. En ek en Janneke het hierdie week lekker gestoei rondom die vraag, kan 'n gelowige sy redding verloor? En wat ons mekaar gesê het is, God los ons nooit nie. God sal altyd lief wees vir ons. Sy liefde, sy onvoorwaardelike liefde is altyd daar vir ons. Maar baie keer gebeur dit, dat ons so besig raak met ons eie lewens, ons eie koninkryke, dat ons wegstap van God se plan. En 'n paar jong predikante het eendag oor hierdie vraag gesit en spekuleer oor, kan ons die redding van God verloor? En een groep sê nooit, jy kan, en 'n ander groep sê jy kan. En miskien het jy 'n opinie, epos vir ons. En 'n ou predikant met wysheid stap verby en hy sê vir hulle, lees 2 Petrus 2. En 2 Petrus 2 is 'n teks wat sê, 'n sog keer altyd terug na die modder toe. 'n hond keer altyd terug na sy braaksel toe. En dit het my gehelp om te besef, ons kan hoe godsdienstig wees. Ons kan hoe besig wees met kerklike goedjies, maar as ons nie besig gaan wees met Jesus nie, gaan daar nie werklike verandering kom nie. Die Jode en die Fariseërs het gedink hulle weet alles. Hulle oë was dalk ingestel op godsdienstige sousies, godsdienstige rituele, miskien hoeveel pannekoeke jy by die kerkbazaar kan flip, hoe betrokke jy is, as jy in elke gebedsgroep, maar het jy ooit 'n verhouding met hom, 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus? Of 'n Sondag maar net 'n kerklike ritueel, want dit is goed vir jou kinders, maar daar is nie werklik tyd vir God in jou week nie, en regtig in jou leefstyl nie. Jy sit maar nog met daai padwoede, jy sit en begeer maar partykeer die goed wat jy nie kan bekostig nie. Jy kyk miskien vir daai werkskollega aan by die werk. En dis wat gebeur het met die Fariseërs. Die Fariseërs was so skoongewaste varke, wat maar terugkeer na die modder toe. En daarom die lied, open the eyes. It's not open the eyes of my heart, Lord. Here, verander my hart, haal hierdie kliphart uit, soos Jesegiel skryf, en vervang dit met 'n hart van vleis, 'n hart van liefde, 'n hart van die vrug van die Gees. En dit is waar ons vanoggend is, en ek het eendag vir Fanie Kriel gevra, Fanie, hoe is dit dat 'n maatskappy so goed doen, en ons praat nou van Curwys, hy doen so goed, en dan val hy, as jy nou gaan kyk na Steinhoff se aandele, hulle het so gevat, en toe in 2016-17, toe daai etiese skandaal breek, toe val hy so reguit lyn oornag, en nou is hy so op R1 'n aandeel. En ek vra vir myself, hoe kan hy goed so maak? En ek en Fanie het vir mekaar gesê, dat met enige maatskappy, 'n skool of kerk, is daar 'n ding wat die kurwe gaan so, en dan gaan hy so, en dan gaan hy so, en so, en so. En dit is die natuurlike kurwe van hoe verandering werk.
Hoe kan 'n kurwe so opgaan en dan net weer so val? Daar is sekerlik 'n manier om te sê, maar ons wil nie altyd val tot op die punt nie. Wat kan 'n mens doen? Want dis wat met die fariseërs gebeur het. Dis wat met die antieke kerk gebeur het. Die fariseërs en Jode, vriende, was nie slegte mense nie. Hulle was net op die verkeerde tyd op die verkeerde plek nie gereed nie. Toe die Messias kom, toe herken hulle hom nie. Maar hulle was eintlik goeie mense gewees. Hulle was die kerk soos vandag. Hulle het net gegaan van heel bo na heel onder toe. En my vraag is hoe kan ons as geloofsgemeenskap, as besigheid, as skole, gaan as ons ervaar ons is hierso, en jy sal weet jy is hierso. Die Gees sê vir jou baie kere, jy doen goed. Dit kom deur bevestiging van mense. Dit kom deur verskeie goed wat jy nie diep in jou hart weet. Die harde werk is nou besig om af te betaal. Daar's 'n gevoel van bevrediging. So jy weet jy's hierso. Maar hoe kan ons verhoed dat hy nie so gaan nie, maar dat ons die volgende piek bereik? En toe sê Fani, vir jou om dit te doen is, moet jy 'n klein bietjie afgaan. En dan moet jy daai moeilike sprong maak. Of as jy op daai kruin is, moet jy sprong maak. As jy ervaar hy gaan af, moet jy daai sprong maak. En daai is 'n baie harde sprong. Daai is 'n sprong van, kry ons ooit 'n breek? Rus ons ooit by hierdie kerk? Wat is die volgende ding met hierdie CEO? Hierdie skoolhoof, hy loop die dinge vooruit. Hierdie huweliksmaat van my sal net nooit kan stil sit nie. En dit is die teken van groei. Dit is die groeipyne van geestelike volwassenheid. Van om te sê, ek is nou hierso. Want wat baie keer gebeur in die geestelike lewe is, ek kom tot hierso, dit gaan goed met my lewe, maar die geloofslewe verbrokkel, die huwelikshuis verbrokkel, en eendag is die taal wat mense vir mekaar sê, die verhouding is onder ons uit. Iemand sterf in die familie en ek is nie in staat om dit te hanteer nie. En dan begin ander verhoudings kwyn. En die vraag is, hoe kan ons hierdie help om hier te kom? En dit is 'n baie, hierdie klein bietjie, is 'n baie pynvolle, gefokusde energie en fokus. En dit is maar wat ek met julle wil deel vanoggend, wat ek leer by die fariseërs en die Jode. Hulle het gegaan van hero to zero, terwyl die blinde hawelose gegaan het van zero to hero. Julle hoor hierdie twee skuwe, omdat hy leerbaar gebly het, omdat hy nederig gebly het, omdat hy die liefde van God gekoester het en gesoek het. Die fariseërs het hulle eie ek lewens voor God gestel, en dit was hulle gevaar. Daarom die boodskap vanoggend aan my en jou is eenvoudig. Janneke herinner my, wat is die intensie van jou optrede? Wat is die intensies van jou hart? Ondersoek dit. Vra vir jouself die moeilike vraag. In die oggend, raak stil voor die Here. Daar is nie 'n ander manier nie, daar is nie kort paaie nie. Raak stil met die Here, gaan deur jou dag en sê, Here, waar het ek vandag nie u lig geskyn nie? Here, wat het ek gereg gekry? Wat kan ek vier wat ek geestelik reg gekry het? En Here, hoe kan ek 'n beter volgeling, 'n beter leerling, 'n beter student, 'n beter disipel van u wees? Vriende, mag ons nooit soos die fariseërs of die Jode raak nie, en mag ons hulle ook nie oordeel nie. Maar mag ons sag en liefdevol wees. En mag ons die liefde van God uitleef met oë en harte en ore wat oop en ontvanklik is. Amen. Vriende, net 'n paar afkondigings vir hierdie week. Die blaadjie is lekker vol, so asseblief kyk of jy lekker alles kan deurlees. Daar's baie moeite wat agter die skerms ingaan, sodat jy lekker leesstof kan hê en ingelig bly. Wat belangrik is dat ons poog om ons erediens te hou 30 Augustus. En dit werk met streng COVID-19 regulasies en reëls. So ons is in vreemde tye, so jy gaan ongelukkig 'n plek by die kerk moet boek. Ons het kapasiteit vir 50 mense. Ons gaan ons getalle ook beperk. En jy gaan by een deur moet jouself inteken, ons gaan jou koers meet en dan gaan ons lekker kerk hou op 'n unieke en kreatiewe manier, en dit is maar net nog 'n opsie. So as jy in 'n plek is waar jy
voel jy het nie vrymoedigheid nie of jy's 'n ouderdomsgroep waar dit moeilik maak en jy's miskien broos, asseblief bly tuis by die huis en kyk die aanlyn eredienste daar. Die eredienste aanlyn gaan voort presies soos hierdie erediens en dan sit ons net een erediens by. Die tweede ding is lekker huwelikskursus. Ons hou dit al ons 3de jaar saam met Wolly Groblaar daar van George gemeente en Wolly kom doen aanlyn Grendel huwelik. R100 per paartjie. Nou vriende, weer eens, ek sê altyd jy sal 180.000 betaal vir 'n MBA, maar jy sal nie R100 vir jou huwelik betaal nie. Asseblief, is die belangrikste belegging in jou lewe. As jy enkellopend is, regtig, as jy enkellopend is, as jy verloof is, as jy dink aan trou, as jy getroud is en jy is oud getroud. Hierdie ding is vir jou. Ons beweeg na die laaste hoofstuk van die jaar toe. Dit is die tyd wat die wiele afkom. Ons sê dit, ek sê dit elke jaar vir die gemeente, wat ons emosioneel baie mooi na onsself moet kyk. En hierdie is so 'n inspuiting. Die eerste 3 woensdae in September kom ons vir 'n uur bymekaar, Wolly lei die sessies oor Zoom, en dit is bitter verrykend. Hy het nou klaar gemaak met een gister en hy het my laat weet, dit was 'n groot sukses met 18 paartjies. Kom kuier saam. Ons reisgesprekke het afgesluit en dit was vir ons so heerlik gewees om saam te reis hierdie afgelope 8 weke. Baie dankie dat jy deel was. Ons het so lekker gekuier, die jong generasie met die ouer generasie en is maar net 'n bewys dat ons mekaar so nodig het. So ek persoonlik gaan dit baie mis en dit was vir my so lekker om as klein groep so saam te kuier. So vir die volgende 8 weke as daar een kom, bietjie later, moet dit nie misloop nie, asseblief. Dit hou hierdie preek waar ons vandag gepreek het, lewendig, daardie soort leefstyl. Dan vriende, hou asseblief die spasiedop Mini Markietie vind plaas. Weer eens met COVID is die goed so volatiel dat ons nie kan aangaan met ons planne nie, maar ons hou die 9de Oktober, die Vrydag 'n deurry potjie kos, burgerverkope. Asseblief ondersteun ons. Koop vir nou al sê nou al vir jou werksmense, julle gaan Vrydag 9 Oktober burgers eet. Die plan is DV om Saterdag 'n lekker wynproe en veiling te hou in die kerk saam met 50 mense. So, hier gaan 'n feesterasie gebeur en ons kyk dalk ook na aanlyn vertoning bietjie later in die jaar vir gesinne en families. En dan ook lekker 8 September, dit gaan 'n woelige week wees. Professor Marius Nel bied weer die Bybelskool aan. So ons is lekker besig. Jy moet weet, ons probeer vir jou die instrumente gee sodat jy ook jou geloofslewe effektief en doeltreffend kan uitleef. Ons kry nou die geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers en ons wil vir jou, ek sê dit ook elke keer, maar dankie sê vir jou oop hart en jou oop hand. Ons waardeer dit. Die details sal nou op die bord verskyn. Vriende, ontvang die seën van die Here en ek sluit af met 'n e-pos wat aan Johanna Heinrich vir my in die week gestuur het, wat so mooi aansluit by ons vorige reeks die dans van die 3-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek lees in die wegtydskrif van Johan Opperman wat op 'n plaas naby Copperton in die Noord-Kaap werk. Hy vertel dat hy net 'n paar weke op skool was. Die plaaseienaar het gehelp om sy seun Grootfontein Landbou College toe te stuur en hy is nou plaasbestuurder in die Oos-Kaap. En hier skryf hy 'n paar gedagtes. Ou Jan, geld is nie volop nie, maar ek kom uit met wat ek het. Die ding wat by my vassit is, die Here maak nie 'n fout met 'n mens saam nie. Vandag kyk mense op die foon of dit gaan reën, maar ek is ingeskerp op die natuur. Die warrelwind moet losdraai. As hy toedraai, kom dit nie reën nie. Nou die dag was daar 3 warrelwind gelyk, soos die Vader, Seun en Heilige Gees. En hulle almal draai los en toe kom die reën. Mag die Here jou seën en jou beskerm en weet, die Here stap saam met jou op hierdie reis. Vrede vir jou. Amen.